Hallo julle, vandag wil ek na 'n voorbeeld kyk wat ek dink nogal heel wat van ons trigonometrie konsepte gaan verduidelik. So, ek het 'n skets, dit wys f van x is 2 sin x minus a plus b en g van x is 2 cos x plus c. En dit is geskets vir minus 360 tot by 360. Dan vraag 1 vra vir my amplitude, periode en waardeversameling. Vraag 2 wil die waardes van A, B en C weet, waar A, B en C in die vergelyking is. So inderwaarheid vra hulle vir my om die vergelyking te bepaal. Vraag 3 het hierdie ongelykhede waarmee almal gewoonlik sukkel. En dan vraag 4 praat oor transformasies. Ek word gereflekteer en dan skuif ek af en hier kry jy 'n formule en jy moet in woorde verduidelik hoe is die funksie transformeer. Goed, soos gewoonlik het ek maar my vrae uitgesprei op 'n hele klompie skerms sodat ek meer plek het. So hier vra vraag 1, wat is die amplitude van f? Nou om die amplitude van f te kry, hoef ons nie eers na die grafiek te kyk nie. Ons weet, dit is daardie getalletjie wat voor die sin staan. So my amplitude van f is 2. Die periode van g, nou as ek kyk na die vergelyking van g, is dit 'n gewone kosgrafiek. Daar's geen periode verandering nie. Ek het net die grafiek links of regs geskuif en daarom gaan sy periode nie verander nie. Dit gaan die normale 360 grade wees. En dan wil ek die waardeversameling van f bepaal. Nou ja, vir die waardeversameling soek ek altyd die laagste y-waarde en ook die hoogste y-waarde. Nou hier is die grafiek van f. So my laagste y-waarde is hier by -1 en my hoogste y-waarde is daar by 3. So my y-waardes, kom ek skryf dit maar hier neer. My y-waardes is y is 'n element van die kleinste een eerste en dan die groter een. En albei van daai waardes is ingesluit. Goed, vraag 2 sê nou vir my, bepaal die waardes van A, B en C. Nou A en B sien ek is hier in die grafiek van f. So f van x is gelyk aan 2 sin x minus a plus b. Nou ek weet dat die a gaan dit links of regs skuif en die b gaan dit op of afskuif. Verder is my gegee dat die amplitude 2 is. Nou as ek kyk hoe lyk 'n gewone singrafiek met 'n amplitude van 2, dan lyk dit mos so. Sy hoogste y-waarde is by 2 en sy laagste y-waarde is by -2. Maar ons het nou net gesê dat vir hierdie funksie f is my laagste y-waarde by -1. Dit wil sê 1 hoër as -2. En my hoogste y-waarde is by 3. Wat ook 1 hoër is as die normale 2. So daaruit kan ek sien dat die grafiek 1 eenheid opgeskuif is. So ek gaan my prentjie uitvee en dan kan ons net hier sê f van x is dus 2 sin x min a en omdat die grafiek 1 opgeskuif het, gaan dit wees plus 1. So dit beteken nou dat plus 1 eintlik die middel van my grafiek gaan wees. As ek nou maar weer 'n rowwe sketsie hier maak, daar is 1, 2 en 3 en hier is -1. My grafiek gaan nou
daar gaan sy middel wees. So hy gaan op tot by 3 en dan af, hy gaan nou so iets lyk. Nou, dit is as hy nie links of regs geskuif het nie. Nou kom ons kyk, waar sien ons hierdie golfie? Onthou, dit begin by y gelyk aan 1 op die grafiek. Nou ek gaan dit ook sommer highlight. Hier is ek by x y is gelyk aan 1 en daar sien ek my golfie. So, hoe het dit geskuif? Normaalweg sou ek op die y-as begin het soos ek hier wys, maar nou begin ek 'n bietjie na regs. So dit beteken ek gaan 'n hoek moet aftrek. Nou, hoe groot is daardie hoek wat ek aftrek? As jy kyk na hierdie grys lyntjies hier, sal jy sien, dis by elke 30 grade. So hierdie beginpunt van my is waar x 30 grade is. So my hele grafiek skuif 30 grade regs. So f van x gaan wees 2 sin, en onthou as jy na regs skuif, moet jy 'n minus hê. Goed, die vraag was om die waardes van A, B en C te bepaal. So nou weet ons al dat A gelyk aan 30 is. Kyk, A se getalletjie na 'n minus, so dis 30 grade, en B is gelyk aan 1. Goed, nou vir G van X. Nou G van X is gelyk aan 2 cos X plus C. Nou ja, daardie een het glad nie op of afgeskuif nie, want hulle het vir ons niks gesê van plus iets nie. So, ons weet, ons het net links of regs geskuif. Verder weet ons dat ons normale kosgrafiek, wanneer die amplitude 2 is, soos 'n bakkie lyk, nê. Hy gaan daar na 2 toe, en hy gaan hier na min 2 toe. So ons wil nou hierdie tipe golf gaan soek, maar ons gaan nie noodwendig teen die y-as of op die y-as begin nie. Kom, ek gaan dit in rooi vir ons highlight. Ek sien hom hier. Daar is hy. Ek sien, daar is my normale kosgolf. En hy het nie op die y-as begin nie, hy het 30 grade na links begin. So as die grafiek links geskuif het, dan gaan dit wees x plus 30 grade. En dis is die waarde van C, ook 30 grade. Goed, kom ons gaan na die volgende vraag. Nou, ek het hier klaar vir ons net die 2 vergelykings neergeskryf in geval ons het nodig kry. Ek glo egter nie vir vraag 3 nie. Bepaal die waardes van x waarvoor f van x gelyk is aan g van x. Nou, f van x is gelyk aan g van x, daar waar hulle sny. So, hulle sny mekaar daar, en dit is by minus 330 grade, dan sny hulle mekaar daar, en dit is by minus 120 grade. Ek lees dit nou maar af, omdat ek weet, elke grys lyntjie is 30 grade verder. Hulle sny mekaar daar, en daar is x weer 30 grade, en hier waar x 240 grade is. So vir A gaan my antwoord wees, x is minus 330 grade, of x is minus 120 grade, of x is gelyk aan 30 grade, of x is gelyk aan 240 grade. Vir vraag B wil hulle die x-waarde sê waarvoor f van x groter of gelyk aan 0 is. So f van x moet jy onthou is die y-waardes, en dit moet groter
of gelyk aan 0 wees. So my y-waardes is groter as 0 of positief as dit bokant die x-as is en is gelyk aan 0 as dit op die x-as is. So ons soek my waar my grafiek moet bokant die x-as wees of op die x-as. Nou kom ons kyk waar is dit en ek vat nou maar weer 'n highlighter. Kom ons vat die gele. Ons kyk na die grafiek van F. So hier is hy groter as 0 en hier is hy ook groter as 0 want my y-waardes is groter as 0 en dan vir op die x-as is daardie punt ingesluit, hierdie punt ook, daar is F ook op die x-as en moenie vergeet nie, ook by 360 is x op die x-as. So hoe gaan ons nou ons antwoord skryf? X gaan wees tussen 360 en minus 120. So 360 grade of minus 360, x in die middel en minus 120 daar, as ek seker maak dat ek die kleiner een eerste skryf, dan is dit altyd kleiner as tekens, of, en dan hier van 0 af, tot by 240, so x is tussen 0 en 240, goed, ek het net kleiner as, en nou wil ek na die kant, die deel kyk waar ek op die x-as is, 360 grade, so ek kan dit insluit, minus 120 grade daar, ek kan dit insluit, 0 grade moet ook ingesluit word, 240 ook, en dan moet ek nie vergeet nie, x kan ook 360 grade wees. Goed, kom ons gaan vir vraag C. Nou wil ek weet, f van x vermenigvuldig met g van x is groter of gelyk aan 0. Nou ja, ek gaan vir myself spasie maak hier. So, as die produk, as ek twee getalle met mekaar vermenigvuldig en ek kry 'n positiewe antwoord, dan beteken dit is 'n positief maal 'n positief om 'n positiewe antwoord te kry. Onthou, groter as 0 beteken positief. En ek moet net onthou, ek kan 0 ook as 'n antwoord kry. Nou, om hierdie positiewe antwoord te kry, moet ek 'n plus maal 'n plus hê, of ek moet 'n min maal 'n min hê. Nou, ek het reeds in geel gehighlight, daar waar f van x positief is. So kom ons kyk nou vir daardie gedeeltes. Is g van x ook positief? Nou ja, kom ons begin, ek gaan dit nou hierdie slag in rooi highlight. So ek kan nou net kyk tussen minus 360 tot by minus 90. Is daar enige deel hier waar g ook positief is? Ja, dit is hier. En daar kry ek ook 0, so ek moet onthou om die 0 in te sluit. En dan gaan ek en ek kyk verder, g van x positief, nou kyk ek net van 0 af tot by 270, want ek kyk na hierdie gedeelte waar f positief is. En hierdie slag sien ek dat ja, daar het ek ook 'n positiewe deel vir g. Nou moet ons nog kyk, waar gaan hierdie produk vir my 0 as 'n antwoord gee? Nou ja, ons gaan reeds hierdie punt en hierdie een hê, waar albei 0 is, maar hierdie een is nog nie ingesluit nie. Ons gaan ook hierdie albei hê, maar daardie punt is nie ingesluit nie, en so ook is hierdie een ook nie ingesluit nie. So my finale antwoord gaan wees,
is van minus 360 tot by minus 300. So dis minus 360, dan kry ek my x tot by minus 300. Dis kleiner as, ek sit kleiner as omdat ek die kleinste een eers te skryf. En albei die eindpunte moet ingesluit wees. Of dan gaan ek ook hier van 0 af tot by 60 grade. En weer eens gaan ek die eindpunte insluit, want hulle is albei 0 daar. Kom ek maak net hierdie 'n bietjie beter. Is kleiner as of gelyk aan 60 grade. Goed, nou het ek hierdie deel en daardie deel waar albei funksies positief was, maar ek moet nog ook kyk, want hulle mag 0 wees. So, hierdie een is ingesluit daarin ook, maar die x is gelyk aan minus 120 grade is nie in hierdie een van hierdie twee intervalle nie. Net so, daardie twee is ingesluit, is hierdie 270. Kyk nou, dis mos nou 120. Net so is hierdie 270 nog nie ingesluit nie, is eintlik 240. 270 is hier, daardie is 30 grade vroeër, en ook hier by x is gelyk aan 360. So nou het ons getoets vir al die 0 plekke waar die produk 0 sal wees. Ons het getoets vir al die plekke waar albei positief is. Ons moet nog kyk na al die plekke waar ons albei dalk negatief het. Nou as jy onthou, was my geel highlights daar waar f positief is. Nou wil ek kyk na f negatief. So dit is nou hierdie deel. En as ek kyk, f is negatief, maar sien jy dat g in daardie deel positief is. So ek gaan geen nuwe antwoorde kry nie. En dan ook in hierdie deel, en weer van hier van 240 na 360 toe, is g positief. So ek gaan ook geen nuwe antwoorde daar kry nie. So hierdie is my finale antwoord. Goed, vraag 4. Die grafiek van f word in die x-as gereflekteer en daarna 2 eenhede afgeskuif om 'n nuwe funksie h te vorm. Skryf die vergelyking van h neer. So, hier is f van x. Dit is gelyk aan 2 sin x minus 30 grade plus 1. Nou, hoe reflekteer ek in die x-as? So, as jy in die x-as reflekteer, word y min y, nee. So, h van x, gaan ek nou hê min y is gelyk aan 2 sin x minus 30, en as ek met die min maal, gaan ek kry min 2 sin x minus 30 grade minus 1. So nou het ons die refleksie in die x-as hanteer. En daarna word dit nog 2 eenhede afgeskuif, so ek moet nog 2 aftrek. So die vergelyking van h van x is min sin x minus 30 grade min 3. Goed, en vraag 5. Beskryf die transformasie van g na k. Nou, g van x is 2 cos x plus 30 grade. En k van x, hier is hy, ek gaan hom nou hier na toe skuif dat die twee nader aan mekaar is. K van x is 2 cos
x. So wat het hier gebeur met my hoek? Ek het 30 grade afgetrek, sodat my nuwe funksie nou net 'n x het. En as ek 30 grade van die hoek aftrek, dan skuif ek die grafiek 30 grade na regs. Onthou as ek by die hoek aftrek, dan skuif ek na regs. En dan, wat het verder gebeur? Hier by g van x was niks nie, was plus 0. En nou het ek minus 2. En dan skuif ek dit 2 eenhede af, want ek het 2 afgetrek.